Dankie dat jy hierdie week saam met ons kuier hier by Inspireer. Ons praat oor die awesome tema. Ek wil amper sê die harde tema van vergifnis. Jesus leer sy disippels bid: vergewe ons skulde net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dan is daai gedeelte die enigste gedeelte in die Onse Vader wat Jesus na die tyd verduidelik, Matteus 6. Dat as ons mense nie vergewe nie, dan kan God ons nie vergewe nie. So my verstaan van daai gedeelte is, as ek en jy met onvergewingsgesindheid leef, dan bind ons spreekwoordelik God se hande. God kan ons nie vergewe as ons nie ander mense vergewe nie. En dan wil ek jou herinner vandag dat vergifnis is 'n keuse. Dis 'n besluit. En ek is oortuig, daar's 'n klomp mense wat vandag kyk en sê, Dani, jy weet nie wat mense aan my gedoen het. Jy weet nie hoe ek te nagekom is nie. Jy ken nie my storie nie. Dis heel moontlik waar, maar vandag wil ek vir jou sê, ek ken ook nie my storie dalk nie. Vergifnis is 'n belangrike deel in ons lewe. En ons het nodig om mense vry te spreek. Ons het nodig, soos Jesus ons vergewe het, om ander te vergewe. En die wonderlike ding is, kom Paulus en hy skryf dat God het ons deur sy gees wat hy binne ons geplaas het, die vermoë gegee om ander te kan vergewe. So daai persoon wat jy miskien al jare lank 'n grudge teen het. Ek bid vandag dat jy vandag daai persoon sal vergewe. Dat jy vandag daai persoon sal vry spreek. Vader, vergewe ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Vergifnis is nie 'n gevoel nie, dis 'n wilsbesluit. Dis 'n keuse. Mag die Here jou help, mag die Here jou krag, wysheid en leiding gee in die saak. Bye.